In hierdie diens word nagmaal bedien. Sluit saam met ons aan by die tafel deur die eie brood en wyn voor te berei. Wat 'n voorreg om saam met u te wees. Ek kan nie vir u sê hoeveel dit beteken dat u tyd uit u Sondagmiddag sal uitvat om te kom hoor wat die Here sê nie. Ek hoop werklik nie het gekom om te hoor wat ek sê nie. My hart is oop vir God die Heilige Gees en wat hy gaan sê. Baie dankie vir die wat belangstelling getoon het en gevra het hoe gaan dit met Natasha? Dit gaan baie goed. Sy het 'n uitstekende verpleegster. Is ek 'n verpleegster of 'n verpleger of wat is ek? Verpleer. Daar is sy. Sy het 'n uitstekende verpleer, sê sy. En so dis nou bietjie uit die boks uit. Haar voete is in die lug meeste van die tyd. Sulke hoë kussings en hulle moet nou ge-elevate bly vir 6 weke. Soos ek kan nie sê sy geniet dit nie. Ek dink sy geniet daai klokkie werk oortyd. Sy het so 'n klein rooi klokkie daar en dan sy nou iets nodig het dan ding 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 ding. En nou maak nie saak wat jy doen nie, jy moet nou alles stop en dan gaan jy en dan help jy nou. En dis was 'n wonderlike voorreg. Natuurlik is dit 'n wonderlike voorreg om dit te kan doen. Maar Natasha het ook kyk na ons kleinkind, so sy kan dit nie doen nie. So nou het oupa die voorreg gekry om nou die kleinkind ook op te pas so 3 oggende 'n week voor ek werk toe gaan. En dis nou 'n ander dingetjie, né? Met oupa nou nie heeltemal toegerus is voor nie, maar ons doen oké. Ons doen oké. So dan gaan ek 11 uur se kant gaan ek werk toe, dan werk ek tot 6 uur, gaan laai 'n klomp goed af en goed. En dan so 'n week terug het ek so 'n gat in my tand gekry. Wie hou van die tandarts? Ek het so gedink. Daar's nie een nie. Julle kan maar omkyk, daar's nie een nie. Ek is een van daai. Ek het nie 'n goeie ondervinding met die tandarts gehad nie en op 'n stadium het 'n ander man my kakebeen gebreek en hy het hom hier afgeslaan. So my gevolg is toe het hulle my nou gewire en toe hulle nou die drade moet uithaal. Toe is dit nou 'n vreeslike storie vir my. So nou is ek nie overkeen om na die tandarts toe te gaan nie, maar in elk geval, nou gaan ek Vrydag tandarts toe. En die Chinese ouetjie sit met daar Dr. Wang. Sit my daar in die stoel en ek lê nou maar terug en dis een ding van my, ek is nou benoud, maar nou weet ek in my benoudheid sê die Here hy is altyd daar. So nou bid ek, nee, nou sê ek Heilige Gees, laat hierdie tand sommer net uitspring asseblief want dit gaan nou 'n storie wees want ek hou nie daarvan en ek voel my hande is klam en ek is klam en nou bid ek en ek lê nou daar onder daai lig en die ding en hy sê no root canal, nothing, extraction. Ek sê, wow, daar okay gaan ons. In elk geval nou is hy daar in met die ding en nou breek hy die tand af en nou kan hy die tand uit, eventually kry hy die tand uit, prys die Here. En ek is vandaag, nou is ek laat vir werk, nou begin ek klaar dink, ons is 2 staf kort, ek beter daar uitkom, stop vinnig by die petrolstasie om petrol in te gooi en ek begin gooi en ek kyk so en ek dink ek ry 'n diesel. En ek is besig om unleaded in te sit. So dis nou miskien nie 'n goeie ding nie. En dit was nie. Kyk, daai 8 liter het my $900 gekos. Maar hulle toe nou die trok, die ding kom oplaai en nou moes ek 3 ure daar wag vir die trok om die kar te vat in die dealership en ek gaan hom volgende week regmaak. Hoekom sê ek al daai goed sodat julle my kan jammer kry asseblief? Nee, weet wat gebeur en ek kyk altyd terug en sê ek so, wat se les het ek geleer uit dit alles uit? Terwyl ek in die tandartsstoel was ek bewus van God. Daar was nie 'n probleem nie, ek was bewus. Maar toe die vyand het reg kry om deur die besigheid van die lewe my vorentoe te laat beweeg, dat ek dink aan dinge wat voor lê en nie in die oomblik bly nie, het ek daai oomblik verloor. En daai oomblik wat ek verloor het my $900 gekos. Want gewoonlik my dissipline of my routine is, ek sal by daai petrolstasie stop, ek sal uitklim, ek sal die Here dankie sê vir die kar. Eerstens, Here, baie dankie dat ek 'n kar het. Baie dankie dat daar's geld om hierdie kar vol diesel, ek sal sê vir myself, vol diesel te pomp. Dankie Here dat ek dit kan doen. En vir 'n oomblik het ek dit nie gedoen nie. En vir 'n oomblik, ek het berou, soos ons nou gesing het, sonde, asseblief vergewe tog.
Die realiteit is, hoekom sê ek dit vir u? Ek wil nie hê u moet hierdie oomblik mis nie. Hierdie oomblik gaan baie belangrik wees vir u, vir hierdie gemeente, vir hierdie uitreiking. Vir hulle wat wil hoor wat die Gees van die Here wil sê, dis 'n groot oomblik. En ek wil nie hê dat môre jou moet wegtrek nie, of wat gister gebeur het nie. Ek wil u vra, ek gaan probeer om so vinnig nie, so kort as moontlik te praat. Maar ek kan nie niks beloof vandag nie. Daar's iets in my gees vir die gemeente. Daar's iets wat gebeur het laas keer toe ons hier was. Ek het iets gesien in die gees. Ek het iets gesien in die gees en ek weet wat God wil doen. En raai van wie gaan dit afhang of God dit gaan doen of nie? Van jou. Ek het klein vuurtjies gesien, nie ligte nie, vuurtjies gesien aangaan. Terwyl ek praat en die boodskap gebring het, het ek vuurtjies sien aangaan. En ek gaan nou nie uitwys wie die vuurtjies nie en wie nou nie vuurtjies nie. Almal gaan aan die brand geslaan word, een of ander tyd, deur die Gees van die Here, dis wat hy doen. So ons probeer nie agenda bou nie, ons volg net die Heilige Gees en dit wat hy vandag vir u wil sê. Maar ek het iets gesien in my gees en ek het onthou wat die Gees van die Here vir ons gesê het. Die eerste ding wat hy vir my gesê het en vir julle gesê het is, jy moet die boks plat slaan waarin jy my gesit het. Wat beteken dit? Ons almal het 'n boks van hoe ons dink God werk en hoe hy lyk, en sodra hy buite daai grenslyne beweeg, raak ons vreeslik benoud en angstig. Want dit is nou nie God nie. Waar sien jy dit? Hoe kan God dit doen? Hy's God. Die volgende ding wat die Gees van die Here vir ons gesê het is, dit gaan voel soos 'n skoen wat nie pas nie. Hoekom sal hy dit sê? Is dit nie as dit die wil van die Here is, gaan jy net inglip en alles voel reg nie? Is dit nie wat jy dink wanneer ons kom by die wil van God, dis wat hy wil doen, dis wat hy gaan doen nie? Maar omrede ons geprogrammeer is met ons God en hoe hy lyk en die boks waarin ons hom want sodra God iets buite kan daai boks doen, gaan dit vir jou voel ek het 'n skoen en ek weet nie hoe die ding werk nie. Ek weet nie hoe die ding pas nie, maar ek weet dis reg. En is soos army boots, né? Die wat army toe was. Jy dra daai boots en dan kry jy daai blaase en dan spuitel jy met daai metaalheid en dit brand en dit alles. Maar jou hakke en jou voete raak gewoond aan daai boot en nie lank nie dan kan jy daai boot dra. En ek wil vir u vanmiddag sê, ek glo dit is wat die Heilige Gees vir ons wil doen. Ons soek nie nog 'n program nie, ek het u beloof toe ons begin het, jy gaan nie uitloop dieselfde as wat jy ingeloop het nie. As jy inloop en uitloop dieselfde, dan mis ons die werk van God die Heilige Gees. Maar ek kan dit nie op u forceer nie. U moet 'n oop hart hê vir die Gees van die Here. U moet vandag 'n besluit neem en sê, ek wil hoor wat die Gees van die Here vir my wil sê. My hart is oop, my hart is goeie grond vir u woord, Here. Vandag gaan die Here ons rek om hom anders te sien. Vandag gaan die Here iets in elke hart doen. Vandag gaan die vlammetjies wat aangesteek word groter word as wat dit was laas keer. Die wat miskien nie aangesteek is nie, vandag is jou dag om aangesteek te word. Daar gaan iets in jou gees gebeur wat ek nie kan ek kan dit nie maak nie. Ek kan dit nie opmaak nie. Ek kan net toelaat dat God die Heilige Gees deur my vloei en met jou hart praat. Daar's niks wat ek hier kan gee nie. Ek wil hier nou dit sê uitdruklik sonder verskoning. Ek het niks om hier te gee nie. Ek ken myself. Maar ek ken iemand wat presies weet wat jy nodig het. Ek ken iemand wat in jou hart wil beweeg vandag. Ek ken iemand wat daar ons gesing het. My binneste juig. Ek wil opspring, ek wil jubel. Ek wil die naam van die Here loof en prys ten spyte van wat die mense om my sê. Ten spyte van wat almal dink. Want as iets wat aan die binnekant van my gebeur, wat my omstandighede en die buitekant gaan oorweldig, en al hoe ek dit gaan weet, en al hoe ek dit gaan kry, is om God die Heilige Gees te vertrou met dit wat hy wil doen in my lewe. So. Ek gaan niks doen om u te forceer. Dis een ding wat ek nie van hou nie, persoonlik.
Ek hou nie van iemand wat voor staan en sê, kom aan, staan nou almal op, klap julle hande, klap, dans. Dis alles siel, dis alles vlees. Daar's nie gees daarin nie. Vir my om jou te forceer, ek verstaan, baie keer moet jy in die vlees begin. Jy moet miskien 'n bietjie huppel. Jy moet miskien 'n bietjie jou hande klap. Ons sing, ek lig my hande op, maar ons lig nie ons hande op nie, want wat gaan broer Pieter sê en wat gaan broer Herman sê en wat gaan broer die sê as ek tog my hande oplig? Want ons is so bekommerd oor wat die mense aan die buitekant gaan sê en aan die binnekant is daar God wat lewend is, opstandingskrag wat deur jou wil vloei en sê, staan op, jubel, juig, loof my naam en kyk wat ek vir jou kan doen. Want daar's 'n geweldige krag in lofprysing. En ek weet nie of ek die boodskap al hier gedeel het nie. Miskien het ek. As ek al voorheen gedeel het, ek deel hom weer. Ek doen net wat ek glo die Gees van die Here vir my sê om te doen. 2 weke. Ja, ek en hier goed gepraat oor nagmaal, maar 2 weke nou praat die Here uitdruklik met my. Ek het vanoggend 'n heeltemal ander boodskap gepreek vir 'n ander gemeente. Maar ek het iets gesien. Ek het iets gesien in die Gees laas toe ek hier was. En as jy dit eers gesien het, ek luister na die Leon Ferreira liedjie ooit die laaste paar dae. As jy dit eers gevoel het, as jy dit eers gesien het, as jy dit eers gevoel het, as jy eers weet wat dit is, as jy weet dis die Gees van God wat iets aan jou doen, dan is daar niks wat jy kan doen nie. Jy kan dit amper nie verhinder nie. Al wat jy kan doen is oorgee en sê, Here, hier is ek. U is die pottebakker, ek is die klei. Doen met my net soos wat U wil. Want hy het iets in elke een van ons gesit wat hy wil uitbring. En is tyd. Hoor wat ek vir jou sê. Dis tyd om jou lig te laat skyn. Ons het daaroor gepraat. Is jy reg vir die woord? Ja. Ek bewe bietjie. Nie omdat ek senuweeagtig is net, beloof jy, hoor. Ek is nie senuweeagtig nie. Maar die Gees van die lewende God is vandag hierso, saam met ons. Baie keer kom het oor. Ja, asseblief. Baie keer kom het oor asof ek met u baklei. Krities is, vergewe my, dis nie my hart nie, my hart kom van 'n plek van liefde en vir u om te wees alles wat God wil hê jy moet wees. Maar die Bybel sê vir my in 2 Timoteus 3 vers 16, het sê vir ons, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering. Dit is wat die skrif doen. Tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Waarvoor? Hoekom doen hy dit? Sodat die mens van God, wat u en ek is, volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Dis waaroor dit gaan. So as dit vir jou voel, ek beklei met jou. Daai woord van God is lewend en kragtig en hy's besig om jou te sny tussen jou siel en jou gees en hy's besig om vir jou te wys wat's in jou hart. En dit is waar jy die besluit moet neem. Wat doen ek met dit? Nee, hierdie bleskop daarvoor is verkeerd. Dis wat ek glo, dis wat ek geleer het, dis wat ek volg. 100% die Here seën u broer, die Here seën u suster. Ek het nie hier gekom om u te oortuig om dinge my manier te sien nie. Maar ek wil u wel uitnooi, sal u hart oopmaak vir God die Heilige Gees en hom toelaat om met jou te praat. Want hy sê nie vir ons iets, hy beloof ons nie iets as hy nie iets wil doen nie. Dis een ding wat ek van hom geleer het. Hy's 'n progressiewe God. Hy beweeg vorentoe. Hy staan nie stil nie, hy beweeg vorentoe. So as jou vlammetjie laas keer aangesteek was, hoop ek jou vlammetjie brand nog en gaan nie dood nie. En ek hoop vandag daai vlammetjie word groter en groter en groter. Die dinge wat ek in die gees gesien het laas keer was vir my oorweldigend. Dat God wil dit doen met hierdie uitreiking, met hierdie mense. Maar dis een ding van my, ek is soos 'n, jy weet, wat noem hy daai honde, daai terriers, né? So is daai stomp, het jy gesien as hy by die strand is, hardloop hy en dan gryp hy daai stomp. Daai eienaar gryp daai stomp, hy draai daai hond al in die ronde. Daai hond laat nie daai stok gaan nie. Jy kan maar doen wat jy wil. Ek is so met die gees van die Here. Want wanneer die gees van die Here vir ons iets sê, dan gaan ons.
En ons gaan voluit. En daar's nie verskonings vir dit nie. So wanneer ek 'n bietjie opgewonde raak en allerhande dingetjies spring en so, moet nou nie bekommerd raak nie. Dis maar net die gees van die Here in my. Ek sal vir jou sê, my vrou sal jou sê, ek is 'n baie stil, teruggetrokke persoon. Ek praat nie baie nie, ek sê nie baie nie, maar wanneer die gees van die lewende God, soos hy nou in hierdie vertrek is, ek weet hy sê, en ek sien op u gesigte, u weet hy sê, ek kan sien, dis die ding, ek kan sien wat in die gees aangaan. Die lig van God gaan deurbreek. Die krag van God gaan deurbreek. Deur al daai boksies, daai kante wat ons het, gaan platgeslaan word. En God die Heilige Gees gaan homself aan ons openbaar, sodat ons Jesus beter kan leer ken. Ons het dit gesing. Alles gaan om u, Jesus. Alles. Is jy reg? Ek gaan nog 'n bietjie water drink. Ek is 'n bietjie dors vanmiddag. Ons skriflesing, 2 Kronieke 20. En daarna, vers 1, het die kinders van Moab en die kinders van Ammon en saam met hulle 'n deel van die Meuniete teen Josafat gekom om te veg. Toe hulle kom en aan Josafat berig bring en sê, daar kom 'n groot menigte teen u van ander kant die see van Edom af, en kyk, hulle is al in daai plek, Tamor, dit is En-Gedi. Het Josafat bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek, en hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. Sodra ons oorweldig word, sodra die vyand ons kant toe kom, sodra dit lyk die vyand kom van alle kante af, dis 'n goeie ding om jou hart na die Here toe te draai. Dis belangrik dat ons dit sien. Hy het 'n vasdag uitgeroep, hy het sy hart na die Here toe gedraai. En vers 4 sê, en Juda het byeengekom om van die Here hulp te soek. Van wie het hulle hulp gesoek? Van die Here. In vandag se lewe soek ons hulp van alles, né? Almal anders. Die Here is miskien ons laaste punt. Kan jy nie, kan ons nie die nie. Wat van die? Het jy gehoor van die ou? Het jy gehoor van daai? Die Bybel sê vir my, hulle het byeengekom om van die Here hulp te soek. Selfs uit die stede van Juda het hulle gekom om die Here te soek. Toe gaan Josafat in die vergadering van Juda en Jerusalem staan in die huis van die Here voor die nuwe voorhof, en hy sê, hy praat met die Here, hy sê, Here, God van ons vaders, is u nie die God in die hemel nie, en is u nie die heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? Ja, u hand is krag en sterkte, sodat niemand teen u kan standhou nie. Weet u dit van God? As jy moet persoonlik staan vandag en vir God sê wie hy is sou dit jou woorde gewees het? Sou dit my woorde gewees het? Ek weet u regeer, ek weet u die hemel gemaak, ek weet u die aarde gemaak, ek weet u het my gemaak, ek weet wat u besig is om te doen, ek dank u, ek word nie oorweldig deur hierdie omstandighede nie, ek word nie oorweldig deur hierdie vyand nie, my hulp, ek roep na u, ek herinner u aan wie u is. Is u nie die een nie, sê hy vir hom. Vers 7. Het u onse God nie die inwoners van hierdie land voor u volk Israel uitverdrywe en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham, u vriend, gegee nie? En hulle daarin gaan woon en daarin vir u 'n heiligdom tot eer van u naam gebou met die gedagte. Dis hoekom hulle dit gedoen het. As daar oor ons onheil kom, swaard, straf of pes of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor u aangesig gaan staan, want u naam is in hierdie huis, en ons sal u aanroep uit ons benoudheid, dat u ons kan hoor en verlos. U naam is in hierdie huis. Ek wil vir u sê, as ek en jy nie mense wat daar buite is, kan nooi om in hierdie huis te kom om die naam van die Here te ontmoet nie, om die Here van Israel te ontmoet nie.
dan spreek ons lewe miskien nie van wie ons aanbid nie en hoe groot ons dink hy is nie. Dis nie 'n aanklag teenoor u nie. Dis 'n uitnodiging vir my en vir jou. As ek en jy 'n antwoord het, as ons werklik die krag van God sien beweeg in hierdie gebou. Ek wil nou vir jou sê, jy sal nie kan stil bly nie. Jy sal uitgaan môre en jy sal sê, jy kan nie glo wat by my kerk gebeur het gister nie. Iemand het ingeloop en hulle was siek en hulle het uitgeloop en hulle was gesond. Iemand het ingeloop met angs en vrees en depressie en hulle het uitgeloop en hulle het gejubel en gedans tot by hulle kar. Ek kon hulle nie stil maak nie. 2 koppies maak so, die ander koppies maak so. Ons moet ons verwagting lig. Te lank hieronder, te lank kerk, nog informasie, te genoeg informasie. Genoeg kerk. Krag van God die Heilige Gees, om jou lewe te verander, om jou in die brand te steek. Ons het dit gesing. Om aan die brand te wees, om so te brand met die heerlikheid van God. En te weet wie hy is, dat jy kan my nie stil maak nie. Jy kan dit nie terughou nie. Hy sê vir die Here, dis hoekom, of as straf kom, pas, hongersnood, alles, ons oë is op U, ons wag vir U, ons hoor, dat U ons kan verlos. En vers 10, en hier is ons nou, hier is ons omstandighede nou, die kinders van Ammon en Moab, en die mense van die gebergte Seir, onder wie U Israel nie toegelaat staan het, om te trek by hulle koms uit Egipte nie, want hulle het van hulle weggedraai, en hulle is nie verdelg nie. So hy sê vir God, jy het ons verby laat vat, jy het ons nie deurgevat nie, nou is hierdie mense terug, hulle wil ons aanval. Ja, kyk, hulle vergeld ons dit deur te kom, om ons uit U besitting te verdrywe, wat U aan ons as eiendom gegee het. Vriend, dit is die werk van die vyand, om jou uit jou eiendom uit te kry, uit wie jy is in Christus Jesus, en jou te kry en te fokus op wie jy dink jy is in jouself. En ek wil nou vir jou sê, ek is saam met Christus gekruisig. Ek lewe nie meer nie. Christus lewe nou in my, en die lewe wat ek nou in die vlees moet lewe, lewe ek in die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Daai jong dame wat nou verby my geloop het. Daar's 'n groot roeping op haar lewe. Wow. Kom ons kyk of ons kan deurkom. Waar was ek? Wie weet? 11, 12. Onse God sal U nie teen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie, en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U. Was jy ooit daar? Daar's nie krag in my om hierdie ding te oorkom nie. Ek voel nie krag in myself nie. Daar's geen krag in my om hierdie ding te oorkom nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Maar my oë is op U. Terwyl jy na die omstandighede kyk, gaan niks verander nie. Wanneer jy jou oë draai na hom toe, die God wat ons weet, wat ons gesê het wie hy is, en ons vra hom, gaan U nie strafgerig uitoefen nie.
gaan u die God wees wat ons, ek weet nie wat om te doen nie, ek het geen krag nie, maar my oë is op u, sê die woord van die Here. En vers, waar is dit? 13. En die hele Juda het voor die Here gestaan, ook hulle kinders, hulle vroue en hulle seuns. Toe kom die gees van die Here in die midde van die vergadering op Jahasiel, die seun van Sagaria, die seun van Benaja, die seun van Jeel, die seun van Matanja, die leviet uit die kinders van Asaf. Die gees van die Here kom in die vergadering. Die gees van die Here kom in die vergadering. En hy het gesê, kyk mooi hoe God werk. Hy gebruik 'n mens. Hy skree nie 'n trompet uit die hemel uit nie. Hy gebruik 'n mens in die vergadering. Die gees van die Here kom in die vergadering en hy gebruik 'n mens om te sê wat hy gaan doen. En luister wat sê die woord van die Here. Luister almal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem en u, koning Josafat. So sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Dis bemoedigend, né? Ek weet nie wat om te doen nie, ek het nie genoeg krag nie, wat gaan ek doen, maar my oë is op u. Hang net aan, laat ek my gees stuur onder jou vergadering en laat iemand kan opstaan en vir jou sê wat die Here gaan doen. En dit is wat die Here sê. Moenie bevrees en verskrik raak oor hierdie omstandighede nie. Moenie bevrees en verskrik raak want jy is net 'n handjievol mense nie. Moenie bevrees en angstig raak oor die en daai kwelling en die ding nie. Moenie bevrees en angstig raak nie. Dis die enigste ding wat ek en jy nie moet doen nie. Moenie bevrees en verskrik en angstig raak nie, sê die woord van die Here. Want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Trek môre af teen hulle. Kyk, hulle kom op die hoogte van Hassis en julle sal hulle aantref aan die kant van die dal voor die woestyn Juriel. Julle hoef daarby nie te veg nie. Staan gereed. Bly staan en aanskou die redding van die Here by julle. Jy hoef nie te veg nie. Dit beteken ek kan net gaan lê, ek hoef nie te worry nie, God sal dit in elk geval doen. Dis nie wat die woord sê nie. Dis nie wat die woord leer nie. Selfs wanneer jy by die wapenrusting van God kom, sê hy vir jou, wanneer jy alles gedoen het om te staan, staan dan. Wees gereed. Ek en jy as 'n gemeente, as 'n uitreiking, moet gereed wees om God te ontvang en hom te verwag. Want dit kom enige oomblik, dit kom so. Dan is hy in die midde, dan is hy in die vergadering. Dan beweeg hy, dan doen hy net wat hy kan doen. Waar jy vir jare met iets sukkel, maak hy jou los in 'n oomblik. Waar jy vir jare met angs en depressie en allerhande gesukkel, maak hy jou los. Wat maak jou vry? Die waarheid maak jou vry. En dis die waarheid, vriend. Jesus Christus is die waarheid. Al wat jy en ek moet doen, is ek moet die leuen verruil vir die waarheid. Hierdie tafel praat daarvan. Dit was 'n verruiling. My sonde, my krankheid, my siekte, my angs, my vrees, alles op hom. En sy liefde, sy vrede, sy genade, alles op my. Ons moet dit kan glo. Dis geloof. Daai verwisseling tussen my en jou is in geloof. Hy sê nou vir hom, hy sê moenie bevrees wees nie, moenie angstig wees oor hierdie groot menigte nie. Staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die Here by julle. Juda en Jerusalem, nou praat hy weer. Vrees nie en wees nie verskrik nie, trek môre teen hulle uit en die Here sal met julle wees. Toe buig Josafat hom met die aangesig na die aarde toe. 'n Man in die gemeente het opgestaan en gepraat. Wat doen die koning? Wat doen die leier van die gemeente? Hy buig voor God. 'n Kind kan vandag opstaan en die woord van die Here lewer. Ek hoop ek en jy kan buig onder die gesag van die Here en weet, dit is God. God het gepraat. God het gepraat.
En hy buig, die Bybel sê Josafat het gebuig. Toe buig Josafat om met die aangesig na die aarde toe en die hele Juda en die hele inwoners van Jerusalem het voor die aangesig van die Here neergeval om die Here te aanbid. En die Lewiete uit die kinders van die Keatiete en uit die kinders van die Koragiete het opgestaan om die Here, die God van Israel, met 'n baie groot stem te prys. Daarop maak hulle vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekoa uit, en terwyl hulle uittrek, het Josafat gaan staan en gesê, luister na my Juda en inwoners van Jerusalem. Glo in die Here julle God, dan sal julle bevestig word. Glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. En hy het met die volk beraadslag en tot eer van die Here sangers opgestel, wat in heilige sieraad moes lof sing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapenes moet sê. Kom ons stop net vir 'n oomblik daar. Ek gaan oorslaan na spakeling word dit. Dat ek 'n bietjie spaak kry. Oh. Niks wat oorloop nie, né? Amen. Wie doen dit? Dis die strategie van God. Kry die army reg, sit die army neer en dan kry jy al die lofsingers en die prysters en sit hulle voor die army. Want hy het gesê, jy gaan nie hoef te veg nie. Jy gaan staan. Staan jy gereed en kyk die verlossing van jou God. Al wat jy nodig het om te doen is om my te loof en prys. Ja, maar het maak nie sin nie, moet ek nie oorlogvoering doen nie, moet ek nie geestelike dien nie, moet ek nie doen. Dit was nie wat hy gesê het nie. Mag die Here ons 'n gemeente maak, wat nie net die Gees hoor nie, maar doen wat hy sê. Doen wat hy sê, al lyk dit hoe die mekaar, al lyk dit of sy skoen dat nie pas nie, al lyk dit ons moet ons boksie plat slaan, dat God kan beweeg en doen wat hy wil doen in jou lewe. Mag ons die vrymoedigheid en die moed skep om dit te kan doen en te sê, Here, ons weet nie wat U vir ons het nie, maar ons oë is op U. Ons is reg om te hoor, ons is reg om te beweeg, ons is reg om te doen dit wat die woord sê. Die Bybel sê vir my, daar's iets, hy sit uit die band voor. Hy sê, gaan julle en julle gaan lof en prys, die army gaan agter julle loop, maar dit is so belangrik wat die band moet sê. Jare terug het die Here hierdie boodskap of hierdie woord aan my geopenbaar en dit het my lewe verander. Ek hoop dit sal vir u dieselfde doen vandag. Vir net die sparkling water al. Nou sê, wat se vers was ek? Ek lees weer daai vers 21. Hulle moes lofsang en by die uittrek op die voorpunt van die gewapenes moes hulle sê, loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dis al wat hulle moes sê. Nee, ag Here, wat kan U vir my doen nie? Ag, as U nie sal nie. Dis nie wat hulle moes sê nie. Hulle moes een ding sê, een ding en een ding alleen. Loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Ek wonder in ons stryd en ons dinge en ons omstandighede, as ons hom net begin loof en prys, voor ons begin oorlogvoering doen, daar's plek vir alles en dinge nie, voor ons enigiets doen, om net begin loof en prys en net dit verklaar oor die omstandighede. Baie keer wil ons God vertel van ons situasie. Baie keer wil ons hom vertel van ons berg. Is dit wat hy sê jy moet doen? Kom vertel my van jou berg. Is dit wat hy sê jy moet doen? Dis maak so. Nee, Johan, hy sê nie dit nie. So wat sê hy as hy dit nie sê nie? Hy sê vir jou berg. Moenie my kom vertel van jou berg nie, vertel jou berg van my.
Loof die Here, want hy is goed en sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Tot wanneer? Ewigheid. Nou begin ek opgewonde raak. Dink bietjie daaroor, laat dit in jou gees insit. Loof die Here, want hy is goed en sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Ek wonder as dit die kreet van u lewe word van hierdie oomblik af. Elke keer wat iets gebeur, elke keer wat jy die verkeerde fuel in jou dingetjie insit, loof die Here, want hy is goed, sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Ek hoef nie bekommerd te wees hoe ek daai $900 gaan kry nie. My God voorsien. Here, dankie vir my kar, dankie vir die, dankie, ek loof die Here, want hy is goed. Staan gereed en wees gereed om die Here te sien beweeg in jou lewe. Maar daar sekere geestelike wette wat hy vir my en jou sê, doen dit, doen dit, doen dit, doen dit, doen dit. En dit is een van die sleutels van my lewe. Loof die Here. Hoekom? Vir wat hy vir my kan doen. Dink jy ek het die Here geglo dat hy hierdie stopsel ding sal geregmaak? Maak so. Ek het. Het ek by die tandarts opgeëindig? Ja, ek het. Het ek geglo dat my vrou se voete supernaturally sal regkom? Maak so. Ja. Het ek my hande op my voete gelê op 'n gereelde basis en gebid en gesê, Here, ek dank U. Hierdie voete maak, U is in staat om hierdie voete reguit te maak. U is in staat om dit te doen. Het dit gebeur? Weet sy opgehandig op die operasie? 100%. Wat sê ek? Loof die Here, want hy is goed en sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Want hy doen dit nie my manier nie. Hy is ver bo wat ek kan dink of wat ek kan vra. Hy ken sy plan. Hy weet wat hy met jou wil doen. Hy weet wat hy met my wil doen. En baie keer lyk dit, hy die Here nou nie geantwoord nie. Hy antwoord nie my gebed nie. Hy doen nie die nie. En ons word so vasgevang in hierdie ego lewe van, wie maak jou? Wat maak jou so spesiaal dat hy jou nie sal antwoord nie? Dis wat hulle moes sê. Enigste ding. Sê niks anders te nie. Loof die Here, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. En op die oomblik, toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here, wanneer het hy dit gedoen? Op die oomblik, toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seir, wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Die oomblik, luister vir my vriend, luister as jy niks anders wegvat nie. Die oomblik as jy jou mond oopmaak, en jy sê loof die Here, want hy is goed, dan stop alles om te hoor wat jy sê. Luister vir my, ek die ding, I live this. Loof die Here, sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Al die ander dinge moet in lyn val. Hulle moet skuif, hulle moet beweeg. Maar as ek niks in my mond sit nie, as ek net sê, saamstem met die omstandighede, ja, dis nou maar net hoe het is, ja, ons almal gaan nou maar deur 'n moeilike tyd, broer, en ons apparently bemoedig ons mekaar. Ek wil vir jou een ding sê, ek is 'n straight shooter. As jy met my gaan kom praat om saam te stem met jou ellende en hoe moeilik die lewe is, asseblief kies iemand anders. As jy nie 'n antwoord wil hê wat jou gaan uitdaag en gaan sê, dis nie wie jy is nie. Daai verlepte angelier situasie wat jy nou van my praat, dis nie wie jy is nie. Jy's besig om te luister na die vyand. Die waarheid van Jesus Christus het jou nog nie vrygemaak nie. Jy het nog nie besef ten volle wie jy is in hom nie. Jy's meer as 'n oorwinnaar. Jy's tot baie meer in staat. Jy moet die waarheid glo dat die waarheid jou kan vrymaak. Jesus sê, ek is die waarheid. Hy sal jou vrymaak. OK, kom, en wat gebeur toe? Die kinders van Ammon en Moab het naamlik opgetree teen die inwoners van die gebergte Seir om uit te roei en te verdelg. En toe hulle met die inwoners van Seir klaar was, het hulle mekaar in die verderf gehelp.
My verbeelding hardloop baie keer in my weg. Kan jy dink die laaste 2 ouens? Hulle het mekaar doodgemaak. Want iemand het opgestaan en gesê, ek kyk nie na die omstandighede nie. My siel sê, loof die Here, want hy is goed. En sy goedertierendheid is tot in ewigheid. En die Here het daai vyand wat teen my wou kom, daai omstandighede, die Here het homself teen homself laat veg en hom laat uitdelg, sodat niemand oorgebly het nie. Nie een nie. Dan moes 2 geveg het op die einde, hulle moes mekaar seker dieselfde tyd gesteek het en omgeval het. And that was it. Almal verby, almal dood. Hoe anders kan dit wees? God het 'n hinderlaag opgestel. Hy sal 'n hinderlaag opstel. Vriend, luister vir my. Die Bybel sê, en niemand het vry geraak nie. Daarop het Josafat en sy manskappe gekom om die byt in te saam. Was dit nie nou net wat jy nie geweet het wat om te doen nie? Was dit nie nou net wat die omstandighede oorweldigend was nie? Was dit nie nou net wat jy gesê het, ek het nie krag teen so groot menigte nie, maar my oë is op U. Gee asseblief, Here, vir my 'n strategie. Gee asseblief, sê net vir my wat ek moet doen. En hy sê, al wat jy moet doen, Johan, is gaan sê, loof die Here, want hy's goed. Sy goedertierendheid is tot in ewigheid. En staan gereed en bly en kyk wat gebeur. Bly met 'n verwagting. En die vyand wis homself uit, en dan hoor wat sê die Bybel. Daarop het Josafat en sy manskap gekom om die byt in te samel, en hulle het by hulle 'n menigte goed en klere en kosbare voorwerpe gekry, en het soveel vir hulle gebyt, dat hulle dit nie kon wegdra nie, en hulle was 3 dae lank besig om die byt in te samel, want dit was te groot. Ek wonder of God ons kan omkeer. Waar ons soek hom en ons probeer en ons draai. En hy sê, wil julle nie my net loof en prys nie? Wil julle nie net opstaan en julle stemme oplig en sê, loof die Here? Want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Ten spyte van die omstandighede. Ten spyte wat in my familie gebeur. Ten spyte wat in my kinders gebeur. Ten spyte van alles. Ten spyte van die vyand. Ek gaan opstaan en ek gaan begin sê, ek gaan begin praat, ek gaan begin die Here loof. Is nie net van die Here loof nie, is nie net sê loof die Here nie, jy moet hom actually loof. Dan moet iets in jou gebeur wat opspring en sê, ek gaan die Here loof, ek voel iets in my beweeg, ek voel dit, my voete wil beweeg, ek wil opspring. Daar's van die wat nou dit voel, ek weet dit. Maar die is nog steeds bekommerd oor broer, langsaam. Maar dis okay, alles op sy tyd. 3 dae lank. 3 dae lank. 3 dae lank. 3 dae lank. Byt ingesamel. En op die 4de dag het hulle in die Lofdal byeengekom, want daar het hulle die Here geloof. Daarom het hulle die plek Lofdal genoem tot vandag toe. Wie is bly? Is daar enige iemand? Daar's 'n paar. Is 4:00. Ek behoor 5:00 is julle klaar. Beloof. 5:00 is ek klaar. Nee, ek sal nie. Maar 'n interessante situasie. Nou het ons geleer van hoe God werk. En nou lees jy in 2 Kronieke 5:13 waar hulle besig is om die tempel in te wy. En as ek jou moet vra, toe hulle die tempel inwy, wat dink jy moes hulle sê? Julle wil, is net, ek moet net 'n bietjie wending. Julle wil, ek voel as 'n bietjie van 'n movement. Wat dink jy moes hulle sê? Kom ek lees. Daar begin het, is goed. En die priesters uit die heiligdom uitgegaan, want al die priesters wat aanwesig was, het hulle geheilig sonder om die afdelings in aanmerking te neem, terwyl die Lewiete sangers almal saam
Asaf en al die name daar, met hulle seuns en hulle broers in linne gekleed, met simbale en harpe en siters oostellik van die altaar staan, en saam met hulle omtrent 120 priesters wat op die trompette blaas. 120, dis 'n geraas, klomp. En toe die trompetblasers en die sangers almal saam eenstemmig begin om die Here te prys en te loof. En net toe hulle die stem verhef met die trompette en met die simbale en met die musiekinstrumente en met. Is julle reg? Is julle reg? En met. Ons het die gitare, ons het die viole, ons het die boombox, wat jy hom noem? Die dromme, die simbale. Nou het ons nog net een ding nodig. Wat het ons nodig? Wat het ons nodig? Kom ek lees vir u. Wat moet jy sê? En met, loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En wat het gebeur? Is die huis van die Here vervul met 'n wolk. En wat het gebeur? En die priester kon vanweë die wolk nie staan nie om die diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van God vervul. Amen. Woo! Ek verlang na die dag wat ek nie nodig het om te preek nie, wat ek net kan sit in die teenwoordigheid van God. Omdat elke hart brand, omdat elke hart vuur is, omdat elke hart sê, loof die Here, want hy is goed, en sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Elke keer wat ons mekaar sien, loof die Here, want hy is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Salomo het 22.000 beeste en 120.000 skape geslag by die inwyding van die tempel. En tog het dit nie dieselfde krag gehad as loof die Here, want hy is goed en sy goedertierenheid is tot in ewigheid nie. Vriend, daar's 'n sleutel hier vir jou vandag. Ons gaan nagmaal bedien en u gaan jouself kom help en breek en dan wil ek hê ons moet iets doen. Ek wil hê jy moet gaan staan met daai ding en voor jy nagmaal gebruik wil ek hê jy moet oor jou eie lewe verklaar, dit verklaar. Loof die Here. Daar is geen groter goedheid wat jy kan deelneem aan nie as die goedheid van hierdie tafel nie. Dus hy het jou so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het. As dit nie sy goedheid bewys nie, wat sal ooit sy goedheid bewys? As ek en jy vandag wil sê loof die Here want hy is goed, vir wat? Die eerste ding, die belangrikste ding, vir Jesus Christus sy seun. En dit wat dit vir my losgekoop het, sodat ek vandag in 'n gemeentetjie sit in Morton Bay uitreiking en sê loof die Here want hy is goed en ons oë is op hom gerig. Ons weet nie wat hy gaan doen nie, maar ons oë is op hom. Ons hart is gereed. Ons staan gereed om te sien wat God met mense kan doen, wat uitverkoop is, nie aan die omstandighede nie, maar uitverkoop is aan sy woord en dit wat sy woord vir my en vir jou sê. Ek wil hê ons moet nagmaal gebruik en dan gaan ek vir u 'n profetiese woord oor die gemeente gee, wat ek glo die Here vir my en vir jou wil gee, as 'n gemeente. Ons gaan saam met die Here bou. Jesus bou sy kerk. Daar's nie twyfel nie, Jesus bou sy kerk. Ons partner met hom, met die Heilige Gees, die beste wat ons kan. Ons kry dit nie altyd reg nie, want daar's mense betrokke. Daar's 'n mens betrokke. Partykeer hoor ek nie reg nie. Ek is die eerste een om verskoning te vra, maar ek gaan nie niks sê nie, omdat ek dink ek kan miskien verkeerd wees nie. Ek dink, ek ken die Gees van die Here goed genoeg om te weet wat hy sê. Ek weet wat ek sien in die Gees. Ek weet wat ek sien wat met mense gebeur. Weereens vandag. Daar was amper 'n optog. Amper. Ek kan sien. Ek kan dit sien in my gees kan ek sien. Daar's iets in jou wat sê ek moet opstaan. Maar jy trap hom nog 'n bietjie toe. Maar dis okay. Moenie vir jouself kwaad wees oor dit nie. Die Here sal jou kry wat jy gaan hoppel en dans. En dit's wanneer jy wil.
Wanneer jy jou hart oopmaak en sê, weet jy, Here, hy's reg. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek is genoeg gesukkel. Ek genoeg vasgevang. Hierdie angs, hierdie depressie, hierdie goed waarmee ek sukkel. Ek wil vry wees. Ek wonder as jou omstandighede Jerigo is. En jy moet om my mure loop en op die laaste stukkie moet jy skree sodat die mure kan platval. Ek wonder as ek ons uitdaag vandag en ek sê ons elkeen het 'n Jerigo. Ek wil hê jy moet skree tot die mure platval. Weet jy wat sal ons meeste van die tyd doen? Ons sal eerder sit met die omstandighede. As wat ek sal opstaan en skree en sê jou mure kom plat. Vandag is my breakthrough. Vandag is my deurbraakdag. Vandag gaan ek dans, vandag gaan ek loof, vandag gaan ek prys. Vandag gaan ons miskien weer daai eerste koortjie sing. Liedjie sing wat ons gesing. En vandag gaan ek nie omgee wat 'n broer sê wat nie. En suster, as jy dink ek het nie ritme nie, jy gaan my sien wanneer ek dans. Dis 'n eerlike vraag. Want ons gaan sê, ja, maar die Here gaan nou nie wil hê jy moet skree nie. Nee. Ibasetor kuchitor tatandro tuata samara yetsukuta ya tutte ashanti dambugo tutta ramabaye tetti bantanto itando riasce kush mayetu ta ichepere putana maya ukushi ati anto she tutana maya she tata ita yes. Julle wag nie vir my nie. Ek wag vir julle. Hoe lank dit gaan vat, hang van julle af. Dit hang nie van my af nie. Ek het klaar gedoen dit wat ek gesê het ek gaan doen. En julle kan my vertrou. Maar tog huiwer julle, tog hinker julle, tog sing ons 'n lied en sê ek en my huis, ons gaan die Here dien. Daar's geen ander God bo U nie. En daar's 'n uitnodiging van my Gees na elke een van jou toe. Om uit te beweeg en uit te stap en op te staan en te sê, Here, laat my lewe tel. Laat iets in my gebeur. En ek is besig om dit te doen deur my Heilige Gees. Maar ek sê weer, julle wag nie vir my nie. Ek wag vir julle. Ek wil hê jy moet kom. Ons gaan nogmaal vat en dan wil ek hê jy moet daar gaan staan by die tafel. Ek dink is gemerk, hulle het vir ons mooi gemerk, daar is nie alkoholiese wyn, daar is druiwesap, daar is nie alkoholiese wyn en druiwesap. Kom ons, kom, van die voorste ry, kom, en kom vat vir julle, en dan gaan staan julle net terug by julle stoele vir my, dit sal gaaf wees. Ek wil hê jy moet werklik dink aan wat nou in hierdie oomblik gaan gebeur in hierdie gemeente. Ek glo dis 'n oop deur wat die Here vir ons gaan oopmaak, nie net in jou geestelike persoonlike wandel nie, maar as 'n gemeente. Gaan daar iets in die gees gebeur oor ons. En dit gaan gebeur omdat ons die woord van die Here gaan eer en ons gaan sê, saam sê, loof die Here want hy is goed en sy goedertierendheid is tot in ewigheid. En dan gaan ons dit verseël met die liggaam van Jesus en die bloed van Jesus, die Nuwe Testament,
oor ons lewens en oor ons gemeente. En dan gaan ek deur die Gees van die Here vir u 'n gedeelte lees wat ek glo die Here oor ons gemeente wil uitspreek en oor jou lewe wil uitspreek. So op die telling van 3 wil ek hê jy moet sê, loof die Here want hy is goed en sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Nou vriend, dit hang absoluut van jou af. As jy dit saggies wil sê, dis 100% jy. As jy dit wil uitskree, dis 100% jy. Daar's nie 'n reg en verkeerd nie. Ek wil hê jy moet doen dit wat die Gees van die Here nou in jou doen. Hy ken jou. Hy weet wat se deurbraak jy nodig het. Miskien is jy besig om te wandel om die mure van Jerigo en jy weet nie om in te kom nie. Jy weet nie hoe daai ding gaan collapse nie. Die Bybel sê, op die einde van die 7 dae moes hulle uitroep, hulle moes skree, die aarde het gedreun toe hulle skree en die mure van Jerigo, die Bybel sê, God het die mure van Jerigo plat gedruk. Dit hang van jou af. Ek wil jou nie forceer om enige iets te doen wat jy nie wil doen nie, wat die Gees van die Here nie vir jou sê wat om te doen nie. Maar ek gaan tot 3 tel en dan doen ons dit. Weereens net maklik, loof die Here, want hy is goed en sy goedertierendheid is tot in ewigheid. 1, 2, 3. Loof die Here, want hy is goed en sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Amen. Dankie. Thank you, Father, for what you're doing. Shokata Baba. Is de lied wat ons gesing het? Die van Juda. Jesus sterke liefde. Dat is die volgende. Nee, daar ja. Eerste een. Yes. Baie dankie vir elkeen wat deelgeneem het. Ek wil hê jy moet glo met die hele hart, daar het iets geskuif, daar het iets beweeg. Ek wil hê dit moet altyd op die lippe wees. Loof die Here want hy is goed. Sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Ek glo dat die Gees van die Here het inbeweeg nie net in die gemeente in nie, maar ook in die hart. En ek wil lees vir u 'n profetiese woord wat ek glo die Here vir ons wil uitspreek. En ons vind dit in 1 Samuel 4. Die Bybel sê, en net toe die verbondsark van die Here in die laar inkom, wat praat van die verteenwoordigheid van God. Toe die verbondsark van die Here in die laar inkom, het die hele Israel 'n groot krygsgeskree aan. Hef die hele Israel 'n groot krygsgeskree aan, sodat die aarde gedreun het. Kan jy dink hoe hard dit moet wees, dat die aarde onder jou voete dreun? En dit was nie net 'n geskree nie, dit was 'n krygsgeskree. Dat ons is oorwinnaars. Genoeg is genoeg, ons trek die lyn. Die Bybel sê, wat het met die vyand gebeur? Kom ons luister. En die Filistyne het die geluid van die gejuig gehoor en gesê,
Watter geluid van 'n groot krygsgeskree is dit in die laar van die Hebreërs? Toe verneem hulle dat die ark of die teenwoordigheid van die Here in die laar gekom het. En die Filistyne het bang geword, want hulle het gesê, God het in die laar gekom. En hulle het gesê, wee ons, want so iets het gister en eergister nie gebeur nie. So iets het vandag gebeur. Woe, ek is opgewonde. Wee ons, sê die Filistyne. Wie sal ons red uit die hand van hierdie geweldige gode? Dit is dieselfde gode wat die Egiptenaars met allerhande plaag getref het in die woestyn. Dieselfde God is vir my en is vir jou. En ek wil hê jy moet vandag weet, ek gee nie om wie die Filistyne is nie, ek gee nie om wie die vyand is nie. Al wat jy en ek doen is ons loof die Here, want hy is goed en sy goedertierendheid is tot in ewigheid. En vriend, miskien het jy nie die vrymoedigheid om dit vandag hier uit te skree nie. Miskien het jy nie die vrymoedigheid om dit hard uit te sing nie. Maar ek wil jou vra, as jy dit gevoel het in jou gees vandag, gaan in jou binnekamer en skree dit uit. Skree daai mure van Jerusalem uit, oor jou kinders, oor jou familie, oor alles wat in jou lewe aangaan. Skree tot daai mure afkom, 'n kruisgeskree, dat die Filistyne dit kan hoor en kan sê, wat is besig om aan te gaan in daai wêreld? Wat is besig om aan te gaan in daai familie? Ek sal jou sê wat is besig om aan te gaan. Die God wat die hemel en die aarde gemaak het, is besig om weer te beweeg onder sy mense. Dit was nie soos gister nie, dit was nie soos eergister nie, dis 'n nuwe dag. Dit is vandag wat hy beweeg. Dis vandag wat God homself gaan sterk bewys om jou onthaalwe. Ek wil jou vandag sê, jy het dit geseël met die liggaam en met die bloed van Jesus Christus. Loof die Here, want hy is goed en sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing hierdie lied. Thank you, Father. We bless you. Ons loof U, want U is goed en die goedertierendheid is tot in ewigheid. Ons loof U, want U is goed en die goedertierendheid is tot in ewigheid. Dankie vir wat U gedoen het vir ons vandag, Here. Dankie, ons oë is op U. Dankie, ons verwagting is van U. Vader, miskien voel dit vir baie die skoen pas nie op die oomblik nie. Vader, laat elke persoon weet dat U hulle liefhet. Dat ek hulle liefhet. Daar geen ander agenda is behalwe Jesus. Hom is gekruisig en hom is opgestaan. Daar's geen ander agenda nie. Daar's nie 'n ander ding nie. Daar's nie iets wat ons probeer doen in onsself nie. Daar's geen reputasie hier nie, Here. U weet dit, U weet dit. Ek wil bid vir hulle wat vandag sê, luister, ek het gehoor wat jy sê, maar ek weet daarom nie. Vader, asseblief, laat hulle aanhou wandel. Laat hulle aanhou kom en hoor dit wat die Gees sê. U weet waar elke persoon is in hulle seisoen van hulle lewe. Hou hulle hand vas, Here. Hou hulle hand. Hou hulle moenie hulle laat gaan nie. U sal hulle nie begewe en hulle nie verlaat nie. Vader, laat die saad van die woord sal bly. Die Bybel sê die vyand kom onmiddellik om daai saad te vat. Onmiddellik. Ek bewaar daai saad in die Gees vandag. En laat hierdie saad vrugte voortbring, 30-fout, 60-fout en 100-fout. Aan U kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen. Amen.